Daar's twee belangrike dinge wat ons moet onthou. Eerstens, die Amerikaners het nog nooit enige oorlog gewen nie. Nie een nie. Gaan kyk maar in die geskiedenis. En die tweede ding is, hulle begin hulle oorloë op grond van leuns. So dit is heel bekend. Dit was so met Vietnam, is een van die redes hoekom hulle van JFK ontslaag geraak het. Hy was teen hierdie Vietnamoorlog. Sy opvolger het die seuns gestuur vir die Vietnamoorlog, ou Johnson. En daar is duisende seuns daar dood. Hulle het op 'n stadium 500,000 jong seuns gehad daar in Vietnam. En wat het daar gebeur? Hulle het die oorlog verloor. So, en as ons kyk, in die laaste 30 jaar het hulle die oorloë verloor. So in Irak het hulle oor 1 miljoen Irakese vermoor, burgerlikes, vir geen rede hoegenaamd nie. Die rede wat hulle gegee het was 'n leuen. En ek het dit op goeie gesag, ek gaan nou die video speel. Afghanistan het hulle onttrek, so hulle het daar ingegaan Afghanistan, hier in die vroeë 2000s, om Afghanistan te bevry van die Taliban. En na 20 jaar is hulle daar weg, miljoene dollar se ammunisie en wapentuig daar gelos, en die land teruggegee vir die Taliban. So, dis 'n absolute mislukte beleid. Die Amerikaners offer hulle seuns en dogters op vir wat? Vir wat? En nou die dag was die probleem die Houthis daar in Jemen, en daar het hulle ook 'n bloedneus gekry, hulle daar onttrek. 2 keer was in Joe Biden se tyd, en toe in die tyd van Trump was hulle ook bietjie betrokke daar, toe sien hulle gat, toe onttrek hulle daar. Jesus, en dis ouens met rokkies en sandals in die woestynsand. Reg, Syrië het hulle gedestabiliseer, nooit die oorlog daar gewen nie. Tussen die Turke en die Jode het hulle op die ou einde die land so verwoes, dat hy ineengestort het, maar dit het hulle 10 jaar gevat. Nou dink julle, dit lyk soos 'n suksesvolle militêre beleid? Nee. Ag, en nou praat ons nou nie eers van die Iran-oorlog nie. Daar's so baie leuns. Maar luister mooi, hier het ek 'n goeie bewys dat jy mooi kan verstaan die leuns wat die Amerikaanse regering hulle publiek vertel, en wat ander mense vertel om die Amerikaanse regering betrokke te kry in hierdie onwettige oorloë oor see. Luister mooi, wat sê Donald Trump? The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We should have never been in Iraq. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass Okay, destruction. all right. So, ja, VSA regering lieg vir sy volk, vir sy weermag, om hulle betrokke te kry in oorloë. En al hierdie oorloë gaan oor die Jode en die verbreding of die vergroting van die Jode se invloedsfeer en hulle grondgebied in die Midde-Ooste. En dit sien ons ten minste al vir die laaste 35 jaar. Is daar weer leuns wat nou vertel word? Ja, daar is. So, daar is baie stories oor Iran, en Iran wil nou nie vrede hê nie, en Iran wil nie 'n ooreenkoms maak nie. Daar was 'n ooreenkoms in plek. Ek dink sy naam is die JPOC something. Hy het 'n lang naam gehad. En Barack Obama het daardie ooreenkoms met Iran in plek gesit, waar volgens die Iran-verryking beperk sou word. Iran sou sy fasiliteite oopstel vir die internasionale kernkragorganisasie, en hulle kon kom kyk, hulle kan inspeksies doen, en dit het vir baie jare goed gewerk. Vat 'n raai, wie het daardie ooreenkoms afgeskaf en gesê, hulle stel nie meer belang in die ooreenkoms nie, want Iran oortree die ooreenkoms. Daar was geen bewyse nie. Wel, die ou wat daai stupidheid gedoen het, is ou Donald Trump. Hy is die sot. Dis in 2019. Nou, hoeveel jaar later, nou word Iran daarvan weer beskuldig, hulle is die ouens wat nie wil vrede hê nie, en hulle wil nie ooreenkoms hê nie. Nou, so laas jaar, min of meer die tyd, toe was daar baie goeie ooreenkomste, en hulle het baie ver gekom in die onderhandelinge, om die kernkrag, die verryking van die Iran, want daar is nie kernwapens in Iran nie. Hulle het 'n fatwa. Dit wil sê, hulle Supreme Leader het hier om en by 2006 gesê dat hulle mag nie 'n kernwapen bou nie, al het hulle die potensiaal, al het hulle die vermoë daartoe, want dit strook nie met hulle geloof nie. Reg. So, solank as dit in plek is, sal hulle nie 'n kernwapen bou nie.
maar hulle is besig met uraanverryking, want hulle gebruik dit vir kernkrag, soos wat ons dit gebruik vir kernkragstasie daaronder by Koeberg, want daar is 90 miljoen mense in Iran. So, nou, begin laas jaar, toe was daar ook ooreenkomste, en daar is ook gepraat, en dat het baie ver gekom, en toe die Jode hoor, dat daar ooreenkomste op die tafel is, en dat Iran sal toegee met die Iraanverryking, en hulle kan het cap, nou ja, weet jy wat gebeur toe? Toe ou Trump sy oogie so uitvee, toe val die Jode Iran aan, is 'n baie breë, goed beplande operasie wat oor 'n paar jaar gestrek het, en hulle haal feitlik die hele topstruktuur uit van al die wetenskaplikes, inteendeel, hulle die wetenskaplikes met hulle gesinne, waar hulle gewoon het in daai woonstelblokke, het hulle opgeblaas. Dit is wat die Jode gedoen het. So 'n hele gebou het ineengestort, omdat daar 'n paar wetenskaplikes van Iran daar gewoon het. Dis nou in Iran. Dis nou boonbehalwe die motorbomme, dis boonbehalwe die pogings om met jets in te kom en die mense te bombardeer. So dit het hier om en by die Vrydag gebeur, Vrydag, Saterdag. Die Sondag sou die Iranese weer eens met hulle ooreenkom, die ooreenkoms was baie ver gevorderd, maar met die Jode werk het toe nou nie so nie. Toe hulle nou sien, daar is 'n ooreenkoms op die tafel, toe pas dit hulle nie. Toe val hulle Iran aan, toe sit 'n 12 dae oorlog, toe sien die Joodse staat byna sy gat, miljoene dollars se skade, wat die Amerikaners nou vir hulle moet help betaal, en die Iranese wys vir hulle mooi, hoe werk die missiele, en dat die Iron Dome, en die David Sling, en die Thaad missiles, en what have you, die werk toe nou nie. Dit werk nie. Reg, nou ja, na 12 dae, toe dreig die Jode, toe sê hulle, luister, ons gaan Iran kernbom, as die VSA nie nou ingryp nie. En toe die VSA onderhandel met Iran en gesê, luister, kom ons bom 'n paar van julle plekke, en julle kan nou 'n token missiel terugstuur daar na ons toe, na ons Amerikaanse basisse daar in Saudi-Arabië, then we call it quits en dan is daar vrede. Toe sê die Iranese goed, dit kan vir ons werk. Nou ja, en toe het Trump verklaar, dat daar glad nie meer verrykte Iran is nie, hulle het nou daai plekke gebom. En nou is die storie anders. Want weer eens, na jare die Jode die druk toegepas, daar moet nou oorlog wees teen Iran, en die groot, daar is nou nog extra, Iran mag nie met Irak 'n bondgenootskap hê nie, Iran mag nie missiele hê nie, Iran moet ontslaa raak van sy missiele, Iran moet ontwapen. Ek sê vir jou, enige land wat ontwapen is in die Midde-Ooste, sal plat geskiet word deur die Joodse staat. Kyk mooi hoe lyk Sirië. Reg, maar luister mooi, dat jy kan verstaan die leuen wat vertel word. Hier verduidelik die man dit mooi met die bewyse. Remember this 8 months ago? Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. This is what the Trump admin said last night. They're probably a week away from having industrial grade bomb-making material. Did they lie then, or are they lying now? Nou, Trump se eie topgeneraal warns of Iran strike risks. Dis nuus wat die laaste paar dae uitgekom het. Die man is Joint Chiefs Chairman General Dan Kane. En hy sê, luister, hy het gaan sê vir Trump, hy het dit al in Januarie gesê, hulle het dit nou weer herhaal. Toe sê hy, luister, hierdie military campaign against Iran could carry significant risks, in particular the possibility of become entangled in a prolonged conflict, according to two sources with knowledge of those internal discussions. So dis baie duidelik, dat onder die generale is daar woelinge, want hulle verstaan, dis nie net vir Iran vat nie, dis nie 'n Gaza nie, dis nie 'n Libië nie, dis nie 'n Irak nie, hierdie is Iran, en hy is uiters goed bewapen, hy het genoeg missiele om hom 'n hele paar maande aan die gang te hou, en die hele wêreld reg rondom aan die brand te steek. Boonbehalwe dat sy drones 'n vliegtuigskip kan laat sink. En as hy drones nie 'n vliegtuigskip kan laat sink nie, dan sal die dronebote 'n vliegtuigskip laat sink, waarop daar 5000 matrose is, Amerikaanse matrose. So, die oorlog se hele oppervlakte, die hele struktuur van oorlog het verander in die laaste 30 jaar. Drones is 'n baie goedkoop opsie,
en kan verskriklike verwoesting aanrig as hy byvoorbeeld 'n vliegdekskip slaan. So ja, die Amerikaners verstaan dit. Naas die feit dat die Chinese tegnologie gegee het, hulle kan nou 'n stealth fighter, ek dink sien inkom, 'n jet sien inkom op 700 myl, en die Russe het gehelp. So, dis nie net vir, ag, ons skiet die plek plat, en dan kan die Jode maak soos hulle wil, in 'n groter gebied hê, en dan het Hezbollah nie meer ondersteuning nie, dan kan ons sommer Libanon ook insluk, en ons kan 'n groot deel van Sirië insluk, ag, ons kan maak net soos ons wil, ons kan eintlik vat tot daar teen Turkye se grens. Want Turkye is natuurlik die volgende oorlog. Nee. Maar die probleem is, die generale en die kolonelle wat hulle so oor die tye uitgespreek het, daai ons verloor hulle job. Want jy mag nie teen die Joodse staat praat nie. Verstaan jy? Nou hier was 'n ou, sy naam is kolonel Nathan McCormick. En hy was ook deel van hy was 'n branch chief for Levant in Egypt within the Strategic Planning Directorate, J5 of the Joint Chiefs of Staff. Nou laas jaar, toe het hy in 'n halwe anonieme pos, ek dink op Twitter, het hy of op X gesê, dat die Joodse staat is besig met 'n death cult. So, hulle is letterlik besig met die offer van vrouens en kinders en weerloses, deurdat hulle bly om Gaza te bom, sonder dat hulle eintlik goeie rede daarvoor het. He also referred to Netanyahu and his Judea supremacist cronies, dis al die kamerade en die pro-Zionist evangelicals, en almal wat so om hulle kol, and questioned if the USA was acting as Israel's proxy. Dis 'n goeie vraag. En soos ek sê, dit het veroorsaak, die man het sy job verloor, want jy mag nie die Joodse staat kritiseer nie. Maar dit is nie in die Amerikaners se belang om met die Joodse staat 'n bondgenootskap te hê nie. Dit help nie, hulle is nou saam, en elke keer wat die Jode 'n oorlog wil hê, dan moet die VSA so aan sy hare saamgesleep word, sodat hulle seuns en dogters moet sterf vir die Jode nie. Dat die Jode hulle eie oorloë beklei en hulle eie wapens maak, en ophou om die belastingbetaler heeltemal uit te suig in die VSA. So, Trump se eie generale sê vir hom, luister, ons moet mooi dink voordat ons Iran aanvat, van die ding gaan nie bly by ons skiet julle en julle skiet ons en dan is dit klaar nie. I kon nou. Nou ja, nou 'n ander ou, en dis nou waar Trump sit, hy sit so tussen die twee vure, sal hy nou luister vir sy generale, wat woel en sê, luister, my maat, ons is nie opgewasse vir hierdie party nie, of gaan hy luister vir die Joodse lobby en die Joodse drukgroepe en vir Netanyahu. Want is interessant, as jy nou kyk na ou Mark Levine, hy is eintlik deel van die Joodse lobbygroep. Hy het tussen 40 en 50 miljoen rand, hy is een of ander podcaster en wat. Kyk, hulle het hulle self oral ingegrawe, so hulle kan baie met hulle miljoene, hulle het ryk geword op die Amerikaners se rug, dan gebruik hulle daai geld om die Amerikaanse regering, die senators en die kongreslede uit te koop, sodat daai mense stem vir wette wat in belang is van die Joodse staat. So jy gebruik die Amerikaners se geld, om die Amerikaners in oorlog te kry, sodat hulle seuns en dogters terugkom in bokse. Nou hy sê, interessant, if we do not take out the Iranian regime now, it will never be done, and our children and freedom-loving people everywhere will never forgive us. Nou, die Jode is glad nie so freedom-loving nie. Verstaan jy? As hulle so freedom-loving was, dan het hulle die Palestynë hulle eie staat gegee, of ten minste stemreg gegee in die land, want is eintlik die Palestynë se land. So, dan sou hulle nie Gaza plat geskiet het nie. Hulle sal nie praat van konsentrasiekampe nie. So, die dinge die Jode so freedom-loving is 'n leuen. So, say, if we allow Islamic terror regime with worldwide genocidal ambitions to fester the grow, then conquer with the most cutting-edge weapons of annihilation imaginable, mankind will never forgive us. Die ouens wat die oorlog maak, is nie Iran nie. Iran was lanklaas in 'n oorlog. En laaste een was die 12 dae oorlog, en voor dit was hy nie in 'n oorlog betrokke nie. Maar die Jode het in die laaste jaar, ek dink iets soos 8 lande gebom. 5, 6, 7 lande gebom. Gaan kyk maar bietjie. So wie maak die oorlog? Wie die kernwapens? Wel die Joodse staat. Die Joodse staat het oor die 400 kernwapens. En hulle laat geen
inspeksie van hulle kernwapens toe nie. Punt nommer 1. En punt nommer 2, hulle het 'n beleid, naamlik die Samson option, wat sê, as ons besig is om te sink, as ons sien, ons het onsself in soveel oorloë ingedruk, en ons gaan nou definitief van die tafel afgevee word, want ons vyande gaan op 'n stadium te sterk raak vir ons, is dit nie 'n probleem nie. Ons gaan die hele wêreld bom met kernbomme, want as ons nie kan oorleef as 'n Joodse staat in daar in die Midde-Ooste nie, wel, dan sal niemand mag oorleef nie. Ons sal die aarde 'n radioaktiewe woestyn maak. So, wat gaan Trump doen? Ek sê vir julle, hier kom 'n Iran-oorlog, so seker soos wat die son vanoggend opgekom het. 'n Ou moet julle staal, want dit is 'n verdere stappie in die verloop van die derde wêreldoorlog en die groot verdrukking wat voor die deur lê.